Dis hy. Sorry. Dis hy. Goeienaand, lekker om terug te wees by julle. Gaan dit goed met julle almal? Ek is bly julle is terug. Dit beteken laasweek was nie te bad nie. Ek is altyd, jy weet op die tweede klas, dan weet jy al so bietjie. Nee, dis baie goed om hier by julle te wees weer eens. Ons gaan aan met Openbaring. Ek is ook so bly om te hoor dat daar soveel mense is wat die opname kyk. Wat ek net vir julle wil sê, die notas wat jy het is baie breedvoerig. Hierdie is oorspronklik 'n kursus vir 8 weke. Maar ons kondenseer hom in 5, maar ek sê ook dis 8 1 uur lesings, so 5 uur en 'n half lesings is nie te sleg nie, ons maak dit amper. Maar ons gaan nie deur alles, ek gaan ongelukkig nie elke liewe vers in Openbaring lees nie. Wat belangrik is wat jy hierso moet vang, is kyk hoe ek die teks uitlê. Kan julle my alright hoor, is die klank alright daar? As ek te naby is, hierdie ding te naby aan my mond. Kyk 'n bietjie hoe, nee, ek dink is nou beter, ek dink hy was dalk net naby aan my mond gewees. Kyk so 'n bietjie hoe ek dit doen. Want ons gaan vanaand begin om die teks te lees. Okay, het julle julle Bybels gebring? Okay, mooi. Vanaand se werk gaan in die eksamen wees, so maak asseblief notas. Okay, was 'n grappie. Ons wil net eers gou iets bespreek. Die genre van Openbaring. Nou, ons het so 'n bietjie laas keer daaroor gepraat. Openbaring is interessant. Nou, wanneer ek enige iets lees, enige iets, is dit uiteraard belangrik om te weet wat die genre is van die teks wat ek lees. Jy gaan tog nie 'n koerantartikel dieselfde lees as wat jy 'n gedig van Breitenbach gaan lees. Jy gaan nie dit was nie ek nie, nee, of is dit ek? Sorry. Jy gaan nie 'n boek van Dion Meyer dieselfde lees as wat jy 'n handboek lees nie. So die genre van jou teks bepaal die leesstrategie. Korrek? So jy moet weet waarmee jy besig is. Nou Openbaring is 'n interessante boek, want dit het eintlik 'n klomp literatuursoorte ingesluit. Julle gaan nou vandag sien, Openbaring het briewe. Hy het briewe. En die briewe in Openbaring lyk soos tipiese bietjie antieke briewe tot 'n mate. Hy het briewe in. Daar's baie liedere in Openbaring. Openbaring is een van die tekste van die Nuwe Testament en van die Bybel eintlik wat die meeste liedere in het. Het julle al gesien hoe baie liedere is daar in Openbaring? So jy het bietjie liedere of liriese digkuns, wat ook al jy dit wil noem, ook in Openbaring. Openbaring noem homself 'n profesie. So tot 'n mate is Openbaring ook profesie. Nou wat is profesie? Nou vandag as jy praat van profesie, dan dink baie mense aan voorspelling, nê, amper half toekomsvoorspelling. Maar dit is glad nie wat profesie is nie. Dit is nie wat profesie in die Ou Testament is nie, en dit is beslis ook nie wat profesie in die Nuwe Testament is nie. As ons kyk na die Ou Testament profete, profesie in die Ou Testament is nie soseer God of die profeet wat vir Israel sê wat in die toekoms gaan gebeur nie. Profesie is eintlik God se blik op die hede, op die teenwoordige tyd, en die perspektief van God in die huidige omstandighede van mense. En ja, dit kan soms toekomsimplikasies hê, maar profesie is nie wat ons noem divinasie nie. Dis nie toekomsvoorspelling nie. Dis God dis eintlik 'n inspraak op die hede, want baie mense wil weet wat die toekoms vir hulle inhou, maar hulle verstaan nog nie hulle hede nie. Hulle verstaan nog nie hulle teenwoordige tyd nie. En dis 'n belangrike en 'n interessante lewensles. As jy wil weet wat die toekoms vir jou inhou, moet jy weet waar jy vandag staan. En jy moet jou hede kan interpreteer. En dit is waaroor profesie gaan, en dit is tot 'n groot mate waaroor Openbaring ook gaan. Die mense, die gehoor van Openbaring, vind hulle self in 'n wêreld wat vyandig is.
teenoor hulle. Vervolging is 'n belangrike agtergrond in die boek van Openbaring. So hierdie mense sit in hierdie wêreld en dit lyk asof het jy al ooit wakker geword en die nuus opgesit en jy het net gedink, die wêreld is in so gemors. Het jy al ooit en moenie vir my sê, het jy al ooit moedeloos gevoel en dink, jy wil amper nie eens kinders hê nie, want jy voel jy wil nie eens die kinders in hierdie wêreld, die wêreld lyk so sleg, dit lyk so hopeloos, dit lyk so moedeloos, die onskuldiges, dit lyk asof die onskuldiges en die regverdiges net swaarder kry, die armes word armer, die rykes word ryker, die onregverdiges kry net hulle sin die hele tyd. Jy al so gevoel? Natuurlik het jy so gevoel. As jy nie so gevoel het nie, dan het jy onder 'n klip geleef, nee. Die nice ding en hier kom 'n spoiler. Ons kan eintlik nou na die kan ons maar eintlik die kursus stop, wil in huis toe gaan. Ek gaan vir julle die spoiler gee. Wat is die boodskap? Wat is Openbaring se eintlike boodskap? After all is said and done, na al die drake en sprinkane en diere en prostituie. Wat is die eintlike boodskap van Openbaring? Wil jy met jou oë toe maak? Maak gou jou oë toe vir my. En ek wil jy moet luister na hierdie woorde en ek wil jy moet hulle voel. Hierdie is die boodskap van Openbaring. Alles gaan oukei wees. Alles gaan oukei wees. Hoe voel jy as ek daai woorde vir jou sê? Lekker, nee. Alles is oukei. Alles wat jy sien, al die slegte dinge, al die oorloë, al die boosheid, al die onregverdigheid, na dit alles, Openbaring se boodskap is, as jy in God is, en in Christus is, in die Lam is, jy gaan oukei wees. En moenie dis 'n baie eenvoudige boodskap nie, maar moenie die trefkrag van daai boodskap onderskat nie. En wanneer jy moedeloos voel, wanneer jy die nuus kyk, wanneer jy hoor dat daar alweer dinge gebeur en dit lyk net asof die wêreld uit beheer uitdraai, sê net, herinner jouself, dis waar Openbaring kan inskop en sê alles gaan oukei wees. Dis mooi, nee. Okay. Die oorkoepelende genre, die oorkoepelende genre van Openbaring. As ons nou al daai ander genretjies vat, die een genre wat alles eintlik bymekaar hou, noem ons apokaliptiek. Jy al gehoor van apokaliptiek? Die naam van Openbaring in die Grieks, die Nuwe Testament is oorspronklik in Grieks, antieke Grieks geskryf, en die naam van Openbaring in Grieks is apokalypsis. Ek hou nog van die King James vertaling partykeer, jy weet, want hy gebruik nog die ou naam vir Openbaring, is nie Revelation nie, maar dis the Apocalypse of John. En dit is eintlik korrek. Dit is 'n apocalypse, 'n apokalypsis. Maar die woord apokalypsis beteken 'n openbaring, 'n onthulling, om iets bekend en sigbaar en verstaanbaar te maak wat voorheen 'n versluier of versteek was. Okay. Nou, wanneer ons praat van apokaliptiek, dit is 'n moeilike ding in die Bybel, want eintlik is Openbaring die enigste suiwere apokaliptiese boek saam met Daniël. Daar's eintlik net 2 boeke in die Bybel wat apokalipties is. En dit is Openbaring, veral Openbaring, sy naam is Apokalipsis, en Daniël. En om die waarheid te sê, nie eers die hele Daniël nie, net Daniël 7 tot 12.
Daniël is eintlik 2 boeke, nee. Daniël 1 tot 6, daai lekker deel wat ons ken, die storie deel van Daniël, die bekender deel van Daniël, dis die een deel, en dan Daniël 7 tot 12 is hierdie visioene en goed. En dit is ook apokaliptiek. So en dan daar so is moontlike stukkies apokaliptiek, ander dele, daar's miskien 'n stukkie apokaliptiek in Jesaja, maar deesdae glo hulle ook nie eens dit is heeltemal apokaliptiek nie. Dis eintlik net Daniël en Openbaring wat apokaliptiek is in die Bybel. Maar in die tyd wat Openbaring geskryf is, was apokaliptiek baie algemeen en daar's 'n klomp apokaliptiese geskrifte in die tyd, maar wat net nie in die Bybel opgevat is nie. Byvoorbeeld 'n interessante buitebybelse apokaliptiese teks wat baie soos Openbaring klink en baie dieselfde kenmerke het, is 'n boek met die naam van 4 Esra. Julle al ooit 4 Esra gehoor? Party mense het nie eens van Esra gehoor nie en hy is in die Bybel. Jy weet, so 4 Esra is 'n voorbeeld van 'n ander apokaliptiese teks wat ook min of meer in daai tyd geskryf is, dink hulle. Wat is apokaliptiek? Hoe weet ek wanneer iets apokaliptiek is? Nou deesdae het die studie van apokaliptiek baie genuanceerd geraak. Maar daar is tog 'n paar goed wat ons kan uitlig daaroor. En wat is apokaliptiese literatuur? Dit word gekenmerk deur visioene. So wanneer jy visioene het, dit is een ding wat jy in apokaliptiek kry. Jy kry dit natuurlik in Openbaring en jy kry dit beslis ook in Daniël. Nee, jy dink byvoorbeeld aan die bokram en die skaapram, wat eintlik Alexander die Grote en Darius is. Jy daai goed. Apokaliptiek het baie simboliek. Dis baie simboliek. Okay? Niks in apokaliptiese literatuur is wat dit voorgee om te wees tot 'n mate nie. Een ding staan altyd vir 'n ander ding. Daar is engelagtige boodskapperfigure. So dis gewoonlik 'n boodskapper of 'n middelaar of 'n gids, 'n geestelike wese of 'n engel wat 'n gids is en wat vir iemand visioene wys en uitlê of na plekke toe vat. 'n ander bekende apokaliptiese boek in die vroeë Christendom is die Openbaring van Petrus. Nee, ek het julle mos vertel laas keer van dit. En daar het jy ook hierdie hemelreise en visioene en goed. Iets wat jy ook in apokaliptiek kry, soms, nie altyd nie, maar soms, is 'n tipe van 'n einde van die wêreld diskurs, of 'n dramatiese omkeer van die samelewing of die bekende wêreld. Dis tot 'n mate samelewing en wêreldverskuivende diskurs. Nee, in die geval van Openbaring is dit letterlik wat ons noem kataklismiese diskurs, einde van die wêreld en die aarde wat vergaan. Jy het dit byvoorbeeld nie heeltemal so sterk in Daniël nie, maar jy het ook in Daniël hierdie visioene wat praat van 'n wêreldorde wat verander. En dit kry jy ook in Daniël. Maar baie apokaliptiek word soms ook gekenmerk deur einde van die wêreld diskurs, en iets wat jy ook kry veral by Openbaring en veral by die latere apokaliptiek is dualisme. 'n Dualisme tussen goed en kwaad. Wat is dualisme? Dualisme is wanneer jy die wêreld in twees sien. Wanneer jy sin maak van die wêreld in twees. Dis eerder goed of kwaad. Jy weet, lig of donker. Goed en sleg, waar en vals. Ekskuus tog. Dit is dualisme. Daar is nie ruimte vir grys areas nie. Dit lei godsdienstige denke wat baie sterk gebou is op dualisme is geneig, nie altyd nie, maar dis geneig om na radikalisme toe te gaan. Want jy laat nie ruimte vir 'n middeweg of 'n grys area nie. Dis eerder reg of weg. Nee, jy weet, reg of verkeerd, daar's nie 'n middeweg nie. Jy kry, dit is iets wat jy byvoorbeeld in meeste van die Johannese literatuur kry. As jy dink 'n groot tema in die Johannesbriewe, waarheid en die leuen, nee.
Dit is ook. Jy gaan sien op Openbaring word hierdie dualisme selfs kom dit selfs neer op 'n vlak waar jy dualistiese simbole het. Byvoorbeeld die vrou wat met die son geklee is. Sy staan teenoor die ontugtige vrou, die prostituut. Jy weet, so selfs die simbole in Openbaring raak dualisties. OK. Ek wat so krappie, ek dalk hierdie ding ons anders sit. Sorry julle. Kyk of dit werk, dalk beter. Nou apokaliptiese literatuur is vir my ongelooflik interessant. Jy vra jouself, waar kom hierdie tipe literatuur vandaan? Watter omstandighede gee aanleiding tot 'n teks soos Openbaring? Watter omstandighede? Nou apokaliptiese literatuur is gewoonlik wat ons sê, dit is krisisliteratuur. Dit is literatuur wat gewoonlik in krisistye ontstaan en dit word geskryf deur mense wat vervolg word of voel of glo hulle word vervolg. So dit spreek van 'n vervolgde wêreldbeeld en selfbeeld. Die wêreld vervolg my. Apokaliptiek is iets wat jy vandag nog kry. Dit is baie algemeen by groepe en mense wat voel, hulle onttrek hulle, jy kry dit veral byvoorbeeld in Amerika, hulle onttrek hulle van die samelewing want hulle voel hulle kan nie meer die regering vertrou nie. En hulle sien dat die wêreld is besig om stadig maar seker agteruit te gaan. So dan onttrek hulle uit die samelewing. Dit is iets wat jy dikwels kry by kultusse. Weet die woord kultus is 'n interessante woord wat ons versigtig moet gebruik vandag, maar as ons nou praat van kultusse in die tradisionele sin van die woord, baie van daai bekende en vreeslike kultusse in die geskiedenis was apokalipties geweest. Dink byvoorbeeld aan, ek weet nie, het julle al gehoor van die Branch Davidians? Het ek gepraat oor die Branch Davidians laas keer? Nee. So die Branch Davidians, het julle al gehoor van hulle? So hulle was 'n groep mense gewees, apokaliptiese Joods-Christelike groep in Amerika wat in Waco, as ek sê Waco, klink dit bekend vir julle. Die Waco Massacre, nee. Hulle was in Waco, Texas gewees en hulle het hulle self heeltemal van die samelewing onttrek en natuurlik 'n magdom wapens versamel. Ek meen handgranate, bazookas, alles, hoor. En toe die FBI en die ATF in Amerika, hulle gaan hulle gaan probeer vasvat en dit het uitgebreek in letterlik 'n mini-oorlog. En daar is ek weet nie, het julle Netflix? Ek hoop so. Daar's 'n dokumentêr op Netflix. Ek dink die ding se naam is Waco, an American Apocalypse. Gaan kyk daai dokumentêr. Dan sien jy wat kan gebeur wanneer apokaliptiese denke vandag jy weet, tot 'n mate hand uitdruk. 'n Ander groep byvoorbeeld is die People's Temple. Jy het al gehoor van die People's Temple. Wie is die People's Temple? Die leier van die People's Temple is Jim Jones gewees. En hulle het mense wat ook uiteindelik uit die samelewing onttrek het en in Guyana 'n klein jy weet gemeenskap gestig het met die naam Jonestown. En Jonestown klink bekend vir julle want dit is die mense wat al daai sianiet gedrink het en vir hulle kinders die sianiet gegee het. Nou dit is 'n apokaliptiese groep. Jy sal agterkom as jy die storie van die Branch Davidians en toevallig die naam van die leier van die Branch Davidians is David Koresh. David Koresh. Nou dink julle dis sy regte naam? Nee. Hy vat twee name, die twee Messiasse van die Ou Testament. David en Koresh, nee. David Koresh. Hy het 'n ander gewone nerdy algemene naam gehad, maar hy vat hierdie naam. Ook vreeslike storie, kindermolestering en goed wat daar aangegaan het. Maar
dis 'n voorbeeld van hedendaagse apokaliptiese groepe en tot 'n groot mate as jy ietsie wil verstaan van Openbaring, help dit jou. Ek hou daarvan om na hierdie moderne apokaliptiese groepe te kyk. En baie kerke begin as apokaliptiese groepe en hulle is nie noodwendig kultusse nie. Ek meen my kerk, die AGS, het begin, dis nie heeltemal meer so nie, maar die AGS en baie van die Pinksterkerke het begin as sterk apokaliptiese bewegings met 'n fokus op en 'n klem op die eindtye. En jy sal ook sien hierdie groepe soos die Branch Davidians en die People's Temple, die tekste wat hulle vir mekaar lees is Openbaring en toevallig net voordat die FBI en die ATF vir die Branch Davidians ingeval het David Koresh uit Openbaring aan hierdie mense gelees. Dit is interessant, een van die goed wat ek as 'n navorser interessant vind. Ek weet nie hoe jy voel oor dit nie, Willem, maar ek het lankal al eintlik afskeid geneem van 'n werk om te probeer verstaan wat 'n teks regtig beteken het. Jy weet, ja, ons stel belang in dit en ons wil weet wat hy beteken het, maar dis 'n moeilike ding. En jy doen dit, maar deesdae die meer interessante vraag is, watter effek het tekste op ons samelewing vandag? En dit is 'n baie interessante vraag wat ons kan vra, want ja, jy moet vra, wat was die oorspronklike betekenis van die teks? Dis wat ons hier in hierdie klasse gaan doen. Maar dit is ook belangrik om te vra, watter effek het tekste vandag op die samelewing? Okay. So dit is apokaliptiek. Die doel van apokaliptiek is dan om vir sulke mense troos te gee. Dis hoekom ek vir jou sê, die groot boodskap van Openbaring is, alles gaan oukei wees. Kyk, ek het daaroor gepraat. Ek het gepraat oor die struktuur. Okay. Nou kan ons begin. Maak jou Bybel oop. Hey? O, daar's 'n vraag, yes. Ek dink daar is baie interessante ooreenkomste. Baie, jy weet, hierdie tekste het absoluut 'n toekomsgerigtheid. Ek sien dit nie as voorspelling nie. En met Nostradamus en goed, het jy ook hierdie ekstatiese visioene en voorspellings en goed. En wat jy moet verstaan van hierdie goed en wat jy moet verstaan van apokaliptiek, en dit geld vir figure soos Nostradamus en Siener van Rensburg en selfs die vroeëre apokaliptiese figure, dis eintlik 'n spektrum. En sekere elemente van die apokaliptiek word meer beklemtoon. Byvoorbeeld in Daniël soos ek nou nog gesê het, in Daniël is daar minder van 'n einde van die wêreld diskurs. Want dit was nog nie heeltemal ingebed in die Joodse denke van daai tyd nie. Maar dis apokaliptiek, maar hy lê bietjie eers anders op die spektrum as dit sin maak vir julle. Openbaring lê op sy eie plek. Nie alle apokaliptiek lyk dieselfde nie. So sekere apokaliptiese tekste en denke sal baie meer fokus op toekomsvoorspelling en hierdie mistiese kennis wat jy het, wat jy nie kan ontsluit nie, en dat die onthulling en die apokaliptiek vra eintlik vir 'n spesiale kennis en 'n spesiale vaardigheid om dit te onthul. Nee, en dit is nou waar jy byvoorbeeld 'n Siener van Rensburg of 'n Nostradamus het, waar jy half hierdie geheimenisse van die heelal en van die wêreld het, en net sekere mense kan dit ontsluit. En dit is definitief ook eers op die apokaliptiese spektrum. So as jy apokaliptiek bietjie soos 'n spektrum sien, maar baie keer het die doelwitte, het dit dieselfde doelwitte en dikwels dieselfde effek. En byvoorbeeld 'n vraag wat ons vandag in die navorsing vra, want byvoorbeeld ek doen 'n bietjie navorsing oor apokaliptiek, maar latere apokaliptiek in die 5de, 6de, 7de eeu, want byvoorbeeld ek is nou besig my navorsing, my huidige navorsingsprojek, ek skryf 'n boek oor die plaag.
die eerste pandemie van die swart plaag, so die een voor die swart dood. En ek kyk nou hoe die Christene van daai tyd, dis die Byzantynse tyd, gerespondeer het op dit. En baie van hulle het daai plaag, ek meen die bylepes. Nou vandag kan jy bylepes hanteer met 'n bietjie antibiotika en 'n bietjie rus in die bed en jy's fyn. In die antieke tyd het jy 'n verskriklike dood gesterf. Nou nie almal nie, maar meeste mense het. Soveel so dat jy weet, die skrywers, iemand soos Johannes van Efese, 'n Syriese Christelike skrywer op wie ek nou baie werk en baie vertaling doen, gesê het, hy interpreteer daai gebeure van die swart plaag in Konstantinopel, wat Istanbul vandag is. Hy sien dit as 'n apokaliptiese gebeure. En hy het ook hierdie visioene, hy het hierdie vreeslike spookagtige figure wat op bote kom, en jy weet, die plaag word gepersonifiseer. Maar eintlik gaan dit nie oor die plaag nie, die plaag is 'n straf vir menslike geldgierigheid en welis. Weet, so dit, al hierdie goed lê op 'n spektrum. Maar dis eintlik 'n baie goeie vraag. Wat moet ek doen? Is die mikrofoon af? O, sorry, daar's hy. Okay, great stuff, dankie. Okay, kom ons maak oop by Openbaring 1. En kom ons kyk daarso Openbaring 1 vers 9. O, ekskuus, nou is ons by die troonvisioen. Die eerste visioen. Ons is nog by dieselfde PowerPoint. Okay. Hy sê daar, ek lees nou uit die 83 vertaling. Ek, Johannes, is julle medegelowige en deur ons verbondenheid met Jesus het ek saam met julle deel aan die verdrukking en aan die koninkryk en aan die volharding. Kan julle sien hierdie 3 belangrike temas wat interseksie in Openbaring maak? Verdrukking, waaroor ons gepraat het. But by the way, julle weet dis die belangrikste lesse wat ek vir mense leer. Jy moet die Bybel asseblief stadig lees. Die Bybel is 'n boek wat jy baie stadig moet lees. En jy moet amper elke woord bietjie aandag aan gee. Moenie die Bybel vinnig lees nie. Mense, as ek die groot fout wat ek agterkom mense maak, is mense lees die Bybel te vinnig. Almal wil die Bybel in 'n jaar deurlees. Vergeet van daai ding, asseblief vergeet van daai ding. Of lees die Bybel in 'n jaar, maar kom laat ek jou dan 'n paar vrae vra. Ons kyk hoeveel jy ingeneem het. So moenie die Bybel te vinnig lees nie. Lees die Bybel stadig. Ek wil amper vir jou sê, as jy Romeine of Openbaring in 'n jaar lees, dan sit okay. Ja, sorry, hy krap so bietjie. Dankie. Oeps, sorry, ek sal hom op die beld sit. Hierdie is 'n links ene. Ek dink hierdie is een wat ek laas keer gehad het, want hy was links. Okay, Peter, daar's hy. Okay, so lees die Bybel asseblief julle, as julle iets kan onthou van hierdie lesings. Jy moet die Bybel stadig oor die klippietjies. Stadig oor die klippe. Okay. Ek lees stadig. Dis my sleg partykeer in die akademie. Ek kan nie vinnig lees nie. Ek is dom. Regtig. My vrou is slimmer as ek. Ek is nog bietjie dom. My vrou is baie slimmer, ek jok nie. My vrou is 'n tandarts. Ek het maar teologie gaan swaar, dis die laagste M-telling. Weet. Regtig. Die dommes het teologie gaan swaar. Maar jy weet, ek kan nie vinnig lees nie. As ek so met party ander kollegas praat, dan sê hulle, "Jesus, hulle het
Jy weet, Willem, 'n vriend, 'n gemeenskaplike vriend van ons wat oorlede is, Lennard Maree. Jy het hom ons geken. Nou Lennard Maree was 'n Ou Testamentikus en 'n baie eintlik my beste vriend. Hy is oorlede in 2019. Maar hy het so 50 boeke 'n jaar gelees. Ek weet nie hoe hy dit reg gekry het en dan sê hy vir my, hy het nou al 50, hy het nie so baie hierdie jaar gelees nie. Net maar so 50 boeke gelees. Dan sê ek, ja, ek het 3, miskien 4 boeke gelees. Ek lees stadig en ek maak notas en dan moet ek weer lees. So ek sukkel met dit. OK. Ek was op die eiland Patmos waarheen ek verban was omdat ek die woord van God en die getuienis van Jesus verkondig het. Op die dag van die Here is ek deur die Gees meegevoer. Die vraag wat jy kan vra is, hoe sien Johannes homself? Hoe skep hy homself? How does he fashion himself? Wie wil hy wees? In sy kop, soos wie sien hy homself? Want ons almal wil iemand anders wees. Ons almal vorm onsself in die beeld van iemand na wie ons opkyk. Wie is Johannes? Met wie is hy amper bietjie obsessed? Ek dink Esegiel. Johannes wil 'n Esegiel wees. Want as jy die teks as jy Esegiel lees en ek is tans besig om bietjie deur die Ou Testament profete te werk en ek werk deur Esegiel. Dis 'n woeste boek, nee, maar ek dink Johannes sien homself as 'n Esegiel. En die woorde wat jy kry en die uitdrukkings wat jy kry in Openbaring is Esegieliaans. Want dit is ook Esegiel wat sê ek is deur die Gees meegevoer, weggevoer. So as jy weet, dit is vir my nogal interessant in terme van hoe hy homself in sy siege vorm. Ek is deur die Gees meegevoer en ek het agter my so hard soos die geluid van 'n trompet 'n stem hoor sê, skrywe wat jy sien in 'n boek in 'n boek op en stuur dit vir die 7 gemeentes: Efese, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardes, Philadelphia en Laodicea. So ons gaan 'n bietjie ons sal praat oor die briewe binnekort. Ek het omgedraai om te sien wie dit is wat met my praat. En toe ek omgedraai het, het ek 7 goue staanlampe gesien. En tussen die lampe iemand, soos die seun van die mens. Seun van die mens, dit is natuurlik 'n begrip wat ons in Daniël kry. Okay. So die seun van die mens hierso is ook 'n idee wat hy hierso en hierso is baie Esegiel hier agter, baie Daniël hier agter. Hy het 'n lang kleed aangehad en 'n goue band om sy bors gedra. Dis tipiese priesterlike taal, koninklike priesterlike taal. Johannes se wêreld word gevorm deur die tempel en die priesterkultus. Selfs al het dit waarskynlik nie meer bestaan toe hy Openbaring geskryf het of toe Openbaring gefinaliseer is, ten minste nie. Maar dit is nog steeds in sy siege. Hy droom as het ware van die tempel. Die hare op sy kop was wit soos wit wol, soos sneeu, en sy oë het soos vuur gevlam. Dis ook hierdie idee, die Ancient of Days, nê, wat jy in Daniël kry. Hier kry jy daai selfde idee, die wit hare is wysheid, ewigheid, antiekheid. Die vuur, die oë soos vuur, wat natuurlik praat van alsienendheid, maar ook oordeel. Dit is nie net ek sien wat aangaan nie, maar dit is ek sien met oordeel, want dit is die vuur. Okay? Sy voete was soos geel koper wat in 'n smeltoond gloei. Jy hoor weer Esegiel daar bietjie, jy hoor weer bietjie Daniël, en sy stem soos die gedruis van 'n groot watermassa. Nee, so die voete van brons is stabiliteit, dit is mag, nee, en die stem soos watervalle, goddelike autoriteit. Hierdie geluide vind ons dikwels in beelde van God in die Ou Testament. In sy regterhand het hy 7 sterre gehad, ons gaan praat oor dit, en 'n skerp swaard met 2 snykante het uit sy mond gekom. Nou is interessant in die Ou Testament, wanneer God praat, skep hy. Nee, wanneer God praat, dan skep hy. Maar in Openbaring, die idee van die swaard wat uit die mond kom,
spreek ook van die woord van God, wat 'n ontskeppende en 'n oordelende funksie het. Openbaring het ek vir jou, dink ek laas keer gesê, is 'n skepingsverhaal, maar dit is ook 'n ontskeppingsverhaal. En dit is hierdie idee van die swaard wat uit die mond kom, dat dit is nou ook 'n ander dimensie, 'n ander modus van God se woord, wat nou nie meer net skepping is nie, maar dit is ontskepping. En ons gaan dit sien, byvoorbeeld as ons kom by die 7 bakke. Die 7 bakke is die eerste skepingsverhaal in die Ou Testament in reverse. Net so. Dis interessant. Waar was ek? Ja. Toe ek hom sien, het ek by sy voete neergeval en bly lê soos een wat dood is. Hy het toe met sy regterhand aan my gevat en vir my gesê, moenie bang wees nie. Dit is ek, die eerste en die laaste, die lewende. Ek was dood en kyk, ek lewe tot in alle ewigheid en ek het die sleutels van die dood en die doderyk. Nou wanneer jy hierdie teks, dis 'n bietjie moeilik in die Afrikaans, hier in 'n vertaling, maar iets wat jou wat nogal opmerklik is as jy dit in die oorspronklike teks lees, is die gebruik van ek in Grieks. Nou ek wil nie in die Grieks ingaan en hoe Grieks werk nie, maar in Griekse grammatika met 'n werkwoord, in Grieks is die onderwerp van 'n werkwoord ingesluit. So as ek wil sê, ek maak los, hoef ek net in Grieks te sê, liou. Dis een woord. Maar ek kan sê, ek maak los, ego liou. Maar ek hoef nie die ek te gebruik nie. En gewoonlik wanneer hulle die ek in Grieks gebruik, is dit interessant en dan sal gewoonlik 'n klem. So jy vind dit in baie van hierdie tekste waar ek gebruik word, en die gebruik van die eerste persoon hierso is interessant, en ek dink die visioen wat hy kry, en hy sê dit is ek, nee, ek is, eerste, laaste, al hierdie goed, ek dink, dit moet jou terugvat na die taal van Moses by die brandende bos, waar God vir hom sê, in Hebreëus, nee, eje asher eje. En Willem ken nou Hebreëus baie beter as ek gelukkig hierso, maar is ek reg, Willem, dat ons dink dat God se naam in die Ou Testament is Jahwe. En Jahwe is eintlik net die derde persoon van Eje, is dit nie? Is ek reg? Nee. So is my Hebreëus daarom okay. So wanneer hulle vir God ons dink, kyk onthou daar's nou bespiegelinge oor God se naam hoor, maar die idee is Eje is ek is, maar Jahwe is hy is. So God se naam is eintlik is. Dis God se naam. En wanneer jy hierdie woorde ek is sien, is dit waarskynlik moet jy dit verstaan met die hele ding wat by Moses gebeur, dit is ek. En ek dink wat hy doen met hierdie taalgebruik is hy assosieer Jesus met en God met Jahwe. Want dit is hoe jy dit in die Grieks doen. Onthou Jahwe en Eje is Hebreëus. En Hebreëus is bietjie anders as Grieks, maar dit is hoe jy dit in Grieks doen. Hierdie konstante herhaling van ek is en is. Ek dink nie dit is per ongeluk nie. Nie in Openbaring dink ek nie. So ek dink hy assosieer Jesus en die lam en die een hier wat op die troon sit met Jahwe of Eje, soos ons dit in die Ou Testament kry. En dit maak sin, want ons gaan nou kyk na die troonvisioene en hoe dit vergelyk met die in die Ou Testament. Die Ou Testament is die sleutel vir Openbaring. As jy nie jou Ou Testament ken nie, gaan jy sukkel met Openbaring, want die Ou Testament was hierdie skrywer se Bybel gewees. Skryf nou op wat jy gesien het. Kan julle sien daar's hierdie klem op skryf? Nee. Dis interessant. Dit gaan nou van dit wat gesien word en dit wat gesê word na dit wat neergeskryf moet word. En ek dink hierso in Openbaring, hierdie is nou 'n hele ander gesprek en is bietjie akademies. Maar ons kry nou al hierso, dink ek, die begin, een van die sade, daar's 'n paar, maar een van die saadjies van kanonisiteit.
waar daar nou die klem is op skryf die ding neer. Dit gaan nie nou meer oor praat en vertel mekaar nie. Dit was die vroeë Christendom met die apostels en met Jesus. Dit was mondelinge oordrag geweest. Nou is die klem op skryf. En onthou Openbaring is 'n later teks. So hier sien ons al die beginpunte, dink ek, van gesaghebende tekste en wat ons noem kanon en kanonisiteit. Dis wat ek dink. En dit is die verborge betekenis, daar sien jy die funksie van apokaliptiek, verborge betekenis van die 7 sterre wat jy in my regterhand gesien het, en van die 7 goue lampe. Die 7 sterre is die leraars of die engele. Okay? Ons gaan daaroor praat, van die 7 gemeentes, en die 7 lampe is die 7 gemeentes, die idee dat 'n gemeente, 'n kerk, 'n lig is. Nee, dit is retoriek wat al teruggaan, waarskynlik na Jesus en die evangelies. Ons gaan nou 'n breek vat, en dan as ons weer begin, gaan ons kyk na 'n paar van die briewe. OK, ons mos tyd vir 'n breek nou. Dankie. Ons is 8:00 weer hierso asseblief. As al vrae is, sal ons na die tyd.
Okay julle, kom ons kry maar ons sitplekke. Goed. Almal 'n teetjie en 'n koekie en 'n frikadelletjie gekry. Dit is so lekker om hier te kom eet. Ek try diet. Dit help, nee. Daar gaan daai een. So een van die ander genres in Openbaring is natuurlik die briefgenre. Daar is briewe in Openbaring 7. Dink julle dis per ongeluk 7? Niks in Openbaring is per ongeluk nie. 7 is natuurlik 'n getal wat beteken volmaaktheid, volbringendheid, 'n siklus wat voltooi is. Ek sê altyd 7 is 'n quick wash in die Bybel. Jy weet, as jy onrein is en jy wil rein word, moet jy net van 'n Sabbat tot 'n Sabbat iets doen. Weet, dan is jy okay. So dis ek sê altyd dis die quick wash op die wasmasjien. Jy weet. 7 gemeentes. Nou dit is 7 historiese gemeentes en as ons die briewe lees, is dit baie duidelik dat die briewe tog historiese inligting weergee. So aan die een kant is dit interessant dat hierdie is 7 briewe in Turkye en probeer nou te kyk, hy gaan nie werk nie. In elk geval, ek kan nie skyn daarbo nie, maar daar sien julle die 7 gemeentes is in die rooi blokkies daarbo gemerk. Pergamos, die name daar is die Griekse weergawe is Pergamos eintlik of Pergamum, soos ons hom ken ook soms. Thyatira, Sardes, Philadelphia, Laodicea, Smyrna en Efese. Ek het al 'n groep mense, kerkmense op 'n toer Turkye toe gevat, baie, vreeslik baie al. En dan doen ons hierdie kursus oor 10 dae, maar ons doen dit daar in Openbaring, in Turkye oor Openbaring en dit was baie lekker geweest en volgende jaar doen ek nou weer so iets vir die eerste keer in 'n lang ruk. En is altyd lekker as jy na die gemeentes toe gaan. Nie dat daai gemeentes nou nog daar is nie, maar die ruïnes van die stede is nog daar. So dit is 7 historiese gemeentes, maar ek dink dit is ook hierdie 7 gemeentes, dis waarskynlik die 7 gemeentes waar Johannes as 'n reisende profeet bedien het. Dit dalk nie uitsluitlik hierdie 7 nie, maar ek dink dis hierdie 7 is, maar dit was maar sy gebied gewees. Ons dink dat baie van hierdie profete was bietjie territorial gewees ook. Dis interessant. Mens bietjie na die sosiologie van hierdie historiese sosiologie van hierdie goed kyk. Maar ek dink hy gebruik hierdie 7 gemeentes as eintlik om in te staan vir die kerk. So hy praat met 7 gemeentes, maar dis ook eintlik Christus se woord aan die kerk. Okay. En ek het so 'n paar van hulle uitgekies om te lees. En die eerste een is Pergamum of Pergamos. Hy sê daar in Openbaring, jy kan jou Bybel oopmaak by Openbaring hoofstuk 2 vers 12. En jy sal sien elke keer sê hy vir die gemeentes wat hulle reg doen, wat hulle verkeerd doen en wat hulle moet doen. Dit is half die patroon. Die briewe, hierdie briewe is waarskynlik van die latere materiaal in Openbaring, want hierso het jy nou al 7 gemeentes wat duidelik al bietjie gevestig is en 'n geskiedenis het. En dit sou tyd geneem het. Ek meen in Paulus se tyd was hulle nog nie heeltemal daar nie en dit is nou al hierso tussen die 50s en die 60s. So ons dink dat die briewe is waarskynlik van die oudste, van die laatste materiaal
in Openbaring. Kan jy onthou, ek het vir julle laas keer gesê, daar's vroeë materiaal en latere materiaal, en die briewe is laat. Hy sê daar, skrywe aan die leraar van die gemeente in Pergamum. Nou die woordjie wat daar gebruik word in die Grieks vir leraar, is nie die algemene woord wat jy sou verwag nie, naamlik didaskalos. Didaskalos is 'n leraar in Grieks. Die woord wat daar gebruik word is angelos, engel. Okay. 'n Engel kan natuurlik 'n boodskapper ook wees, maar ek dink weer eens, hy speel bietjie met die dubbelsinnigheid van die woord. En dan dink jy ook weer aan Daniël, waar jy engele het wat mos aangestel is oor verskillende gebiede. En jy kry dit in die literatuur van daai tyd, in die Henog boeke kry jy ook engele wat oor sekere geografiese gebiede is. En ek dink tog, hy speel bietjie met daai idee dat die leraars, die boodskappers is ook eintlik soos die engele. Van daai gebied. So sê hy wat die skerp swaard met die 2 snykante het. Ek ken die plek waar julle bly, daar waar die troon van die Satan is. Troon van die Satan, hè? Tog bly julle aan my naam getrou, en julle het nie julle geloof in my afgesweer nie, selfs nie in die tyd, toe Antipas, my getroue getuie, doodgemaak is, daar waar julle bly by die Satan nie. So daar's een van die gemeentelede is ook dood, een van hulle is 'n martelaar gewees. Ek kan net teruggaan daar. Hoe kan ek nie teruggaan? Daar sê. So Antipas is doodgemaak. Maar ek het 'n paar dinge teen julle. Julle het mense daar wat die leer van Biliam aanhang. Hy het vir Balak geleer om die volk Israel van my afvallig te maak, sodat hulle afgodsoffervleis geëet en onsedelikheid bedrywe het. So is daar ook dan onder julle mense wat die leer van die Nikolaïte aanhang en dieselfde sondes doen. Bekeer julle nou, dit klink nou soos die profete, nee, bekeer julle nou, anders kom ek gou na julle toe en ek sal daardie mense bestry met die swaard van my mond. Nee, so hier kom die swaard idee nou al uit. Elkeen wat kan hoor, moet luister, ekskuus tog, wat na die gemeentes, wat die Gees vir die gemeente sê. Aan elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek van die verborge manna gee, en daarby sal ek vir hom 'n wit steentjie gee met 'n nuwe naam daarop gegraveer, wat niemand anders ken nie, net hy wat dit kry. So interessant. Daarso is Pergamum vandag. Dis eintlik 'n baie oulike plekkie om te gaan besoek vandag. Al ding wat ek net haat is jy moet op 'n kabelkar klim om daar uit te kom, en ek haat kabelkarre. Vreeslike hoogtes. Nou daarso sien jy die stad vandag, 'n lugfoto van die stad. En ekskuus. Nou hierso is nou waar ek nou die pointer sou gehad het, maar as jy kan sien daarso so aan die ver kant van die stad, dankie. Dit is waar 'n altaar van Zeus sou gewees het. Nou daai altaar kan jy vandag sien. Daar is hy. Die altaar van Zeus, hy's vandag in Berlyn. Okay. Nou baie Nuwe Testamentiese dink, as hy praat van daar waar die troon van die Satan is, moontlik hierdie altaar van Zeus. Baie indrukwekkende gebou. Jy sien daarso so die Fries, né, die Fries daar, die muurskildery. Dit is wat ons noem 'n gigantomagia. Dis die gode, die gode wat teen die oergode beklei in die Griekse mitologie. Hierdie ding is amper vernietig natuurlik met die Tweede Wêreldoorlog toe hulle Berlyn gebom het. Maar gelukkig is hy nou nog daar. Dis hoe hy vandag lyk, maar in daai tyd sou dit iets soos dit gelyk het. Nee, daar sien jy die altaar van Zeus, baie besig, baie bedrywig, en dis 'n mooi idee van hoe dit daai tyd sou lyk. Kleurvol, jy weet al die standbeelde en geboue wat so wit lyk uit die klassieke tyd, daai wit marmer. Dis nie hoe dit was in daai tyd nie. Hulle was glad nie wit nie, dis maar net die verf wat geblyk het. Meeste van die marmerbeelde in daai tyd was mooi geverf en hulle het kleur gehad. So dit is die Zeus altaar. Wat ek net wil sê oor dit is, daar is ander Nuwe Testamentiese wat dink die troon van die Satan is dalk nie die altaar van Zeus hierso nie, en ek dink hierdie is 'n wesenlike moontlikheid, maar dat dit eintlik die goewerneur is wat daar in Pergamum was, wat waarskynlik ook
wat waarskynlik ook betrokke was by die martelaarskap van Antipas. En dit is 'n interessante ding om oor te dink. En dit kan dalk hy kan dalk bietjie ironies wees dat hy sin speel bietjie op die altaar, maar die eintlike Satan is die goewerneur wat daar sit. Want in die hele boek Openbaring word die Satan nie heeltemal geassosieer met antieke gode nie, maar die Satan word geassosieer met die Romeinse ryk. So ek dink Nuwe Testamentiese wat vandag kom en sê die troon van die Satan is dalk nie die Zeusaltaar nie, maar hierdie goewerneur wat daar was. Ek dink dit is 'n wesenlike moontlikheid, maar ons weet nie. Kan dit die Zeusaltaar wees? Natuurlik kan dit die Zeusaltaar wees. Want ek dink hy sou die Griekse gode gesien het as demone. So dit is ook 'n moontlikheid. Ons weet nie. Ongelukkig met 'n klomp van die goed van die Bybel kan ons net spekuleer. Ja, daar's eintlik baie min feite, nie, wat ons oor die Bybel het. So wat gaan aan? Hulle hou vas aan die lering van Biliam. Wat het Biliam gedoen? Jy ken die storie van Biliam en Balak en die pratende donkie, nee. Dis 'n baie interessante storie. Hy moes Israel vervloek en hy kon nie, nee, hy moes hulle seën. Nou dis interessant, nee, ek meen vir baie jare het mense maar gedink Biliam was dalk 'n fiktiewe figuur, 'n storiefiguur, maar daar's mos 'n inskripsie, 'n Moabitiese inskripsie. Ek dink is Moabities. Willem, jy moet my nou help hierso. Wat verwys na Biliam, is ek reg? Ons het dis 'n ongelooflike ding. Daar's 'n buitebybelse verwysing na Biliam en hy was blykbaar iets soos 'n superprofeet, nê. Hierso gebruik hy Biliam om eintlik te praat van hoe hy Israel verlei het na afgoderry toe. En die eet van afgodsoffervleis. En dit is waar die Zeusaltaar wel dalk bietjie kom. Die eet van afgodsoffervleis was 'n baie kontensieuse probleem in die vroeë Christendom. Wat het Paulus oor dit gesê? Wat het Paulus gesê? Kan jy afgodsoffervleis eet of nie? Hy worry nie, nee. Paulus sê ja. Jy moet dit net nie, jy eet dit, maar moet dit nie eet en met die gevolg dat dit ander swakker Christene jy weet jy moenie ander mense van die wal af in die sloot lei nie, nee. Dit moenie ander mense laat struikel nie. So Paulus het nie 'n probleem nie, maar natuurlik net kort daarna sê hy jy moet dit nie doen nie. So in 1 Korintiërs in een hoofstuk sê hy julle kan dit doen en in die ander hoofstuk sê hy julle kan dit glad nie doen nie. Maar ons dink daai tweede ene, ek dink is in 1 Korintiërs 10 is 'n latere by toevoeging tot die teks, maar dis interessant. In 1 Korintiërs weerspreek Paulus homself oor afgodsoffervleis. Natuurlik in Handelinge was een van die besluite van die kerkvergadering in Handelinge 15, hulle mag nie bloed eet nie, hulle mag nie onsedelikheid bedryf nie en hulle mag nie afgodsoffervleis eet nie. Paulus het duidelik nie geworry oor die besluit van die Handelinge kerkvergadering nie. Hy het sy eie ding gedoen. Soos ons Paulus natuurlik ken, nê. Johannes sien dit as kompromie. En kompromie is 'n groot probleem vir Johannes. Okay. En dan praat hy van seksuele immoraliteit. Dit is 'n moeilike ding in Openbaring en dis dieselfde probleem in Openbaring as wat ons in die profete van die Ou Testament kry. Seksuele immoraliteit en afgoderry word gesien as twee kante van dieselfde muntstuk. En oorspel word gesien as afgoderry in die sin dat afgoderry is eintlik oorspel teen God. En is interessant in Ou Testamentiese profetiese denke kan jy amper nie afgoderry en seksuele immoraliteit. En as ek sê seksuele immoraliteit bedoel ek die regte ding. Jy weet seksuele immoraliteit van afgoderry skei nie, want dit was ook dikwels geassosieer met mans wat met die vrouens van die ander nasies omgaan, veral in die latere profete soos Maleagi, nê. Dit is dit is 'n interessante gesprek wat hy daarso het. En hulle word dan opgeroep tot bekering en hulle kry verborge manna, nê. Nou gaan hy weer terug na die beeld in Exodus. Hulle sal manna kry in die sin dat God sal hulle voed. Nee, God sal hulle onderhou. Die manna in die woestyn was vir hulle gegee
dit manna beteken nog weer 'n Hebreëus, nou baie Hebreëus Willem vanaand. Manna beteken, die vertaling vir manna is mos whatchamacallit, nê. Jy het geweet, is ek reg? Jy het dit nog nooit gehoor nie. Willem dink hierdie Chris is nou so mal soos haas. Maar manna beteken eintlik wat is dit? Nee, wat is die? Maar in die Bybel, hoe word dit beskryf? Wat is dit? Hoe word dit in Eksodus beskryf? Nogal lekker beskryf eintlik as ek hoor. Hoe word manna beskryf? Dis wafers met heuning. Nee. Dit is te sleg nie, nee, wafers met heuning. Maar hy gee dit en die wit klippie. Nou die wit klippie is interessant. Simboliek van die wit klippie, ook bietjie van 'n kontensieuse vraag, wat bedoel Johannes by die wit klippie? Een van die kontekste waarbinne jy in die antieke tyd 'n wit klippie sou kry, is wanneer jy onskuldig of regverdig verklaar is in 'n regsaak. So dis half 'n bewys van onskuld of 'n bewys van vryspraak. En dit maak sin in die konteks, nê. So dit is moontlik die betekenis van die wit klippie met 'n naam op. Jy weet, so dit met 'n nuwe naam op. En dit is 'n ding wat jy baie in Openbaring kry, dat jy 'n nuwe naam kry. En name op mense en diere wat geskryf is, dis iets wat algemeen is. In Openbaring. Almal nog oké? Dis doodstil. Stil, oké. Nog 'n brief lees. Die brief van Thyatira. Weet julle wat? Ek wil eintlik hom skiep. En ek wil gaan na die brief van Laodicea toe. Want hy is vir my eintlik die meer interessante een. Kan ons hulle skiep? In elk geval, in julle notas verduidelik ek elke brief. So julle huiswerk, en waaroor ek dink volgende week sal ons vinnig net 'n toetsie skryf voor die klas begin. Oor die 7 briewe, is dit oukei? So gaan leer daai bladsye in die notas. Okay. Maar die interessante een, so een van die goed wat die skrywer doen, is hy gebruik, en hierdie brief aan Laodicea, is die een waar jy dit die meeste sien. Hy gebruik die mense se omstandighede en hulle omgewing om 'n boodskap uit te lig. En jy sien dit eintlik nêrens so goed soos met hierdie brief nie. En dis eintlik hoekom ek hierdie brief wil doen. Net voor ons klaarmaak. Hy sê, skryf aan die leraar van die gemeente in Laodicea. So sê die Amen, die geloofwaardige en ware getuie, hy deur wie God alles geskep het. Ek weet alles wat julle doen. Ek weet dat julle nie koud is nie en ook nie warm nie. As julle tog maar koud of warm was, hoor jy daai dualisme? Maar nou, omdat julle lou is, nie warm nie en ook nie koud nie, gaan ek julle uit my mond uitspoeg. Julle sê ons is hy sê julle sê ons is ryk, skatryk en ons het niks meer nodig nie. En julle weet nie dat julle elendig en beklaanswaardig is nie, arm, blind en kaal. Daarom raai ek julle aan om by my goud te koop wat deur vuur gelouter is, sodat julle ryk kan word. En koop wit klere, sodat julle kan aantrek en julle skande, julle naaktheid nie gesien word nie. En koop oogsalf om aan julle oë te smeer, sodat julle kan sien. Ek bestraf en tug elkeen wat ek liefhet. Laat dit dan vir julle erns wees en bekeer julle. Nou natuurlik die mooi woorde. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor, en dis 'n tipiese apokaliptiese beeld, nê? As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek by hom ingaan en saam met hom die feesmaal hou en hy saam met my. Elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek saam met my op my troon laat sit, net soos ek ook die oorwinning behaal het en saam met my Vader op sy troon gaan sit het. Elkeen wat kan hoor moet luister wat die Gees vir die gemeente sê. Nou hierdie ekskuus nog, ek het so kuggie nog hier afliprik. Hierdie gemeente is interessant. Nou daar het jy Laodicea vandag. Dis een van die meer resente Grieks-Romeinse stede van Turkye wat opgegrawe is. So Efese is nou vir jare opgegrawe en Efese is sonder twyfel
een van die mooiste argeologiese parke wat jy in jou lewe ooit kan besoek. Efese is asemrowend. Maar Laodicea is baie interessant ook. Jy sien die groot Cardo, die groot hoofstraat wat deur die, dankie, daar sy, wat so deur die stad loop, en aan die linkerkant en regterkant was daar natuurlik tempels en winkels ensovoorts. Waar was hy geleë? Nou, dit is die Lycus riviervallei, en jy sien Laodicea daaronder, en dan hy is so tussen twee stede, Hierapolis bo en Kolosse daaronder. Nou jy kan sien die Lycus rivier, en by the way, hulle dink die Lycus rivier is ook waar, naby aan waar hulle munte die eerste keer begin giet het. Net so vir interessantheid. Kan jy sien Kolosse? En dit is inderdaad Kolosse, die stad aan wie dit Kolossense geskryf is. Kan jy sien hy lê amper op die rivier? En dit maak sin vir antieke stede. Hulle het dit het gewerk as jy naby aan water kon bly. En dis Kolosse, en bo het jy Hierapolis. Nou Hierapolis is een van die lekkerste plekke om te besoek in Turkye. Dit is Hierapolis. Die naam is ook Pamukkale. Pamukkale in Turks beteken katoenkasteel. Pamukkale. Katoenkasteel, want dit lyk soos hierdie wit mineraal depositos teen die Akropolis. En dit is warmwaterbronne. Dis die lekkerste hotelle daar. Jy mag nou deesdae, die mense het altyd in daai poele geswem. Nou deesdae mag jy nie, dit is 'n wêrelderfenisgebied, want dit het naderhand begin lelik raak. Maar pragtig, nee. Jy kan daar gaan en die mense in die antieke tyd het Hierapolis toe gegaan om vir genesing. Hierapolis was een van die groot mediese sentrums gewees, want die mense het geglo die warmwaterbronne en die minerale water wat jy daar het, was goed vir jou gesondheid. Die mense het dit gedrink en hulle het geglo Hierapolis, dit was ook 'n bietjie van 'n spa-dorpie gewees. Dis ook ironies dat een van die grootste begrafplase in die antieke wêreld, wat ons noem 'n nekropolis, letterlik 'n stad van die dooie, is 'n grafstad, 'n begrafnisstad, is in Hierapolis ook. So ek lei mense altyd eers deur die begrafplase, dan as ons nou daar is, dan vertel ek hulle nou van begrafnisse en begrafnisrituele en goed. Hierapolis, jy kan sien tussen die stede is daar so 'n stippellyn. Sien julle dit? Die stippellyn is 'n Romeinse akwaduk. Julle weet wat is Romeinse akwadukte, nee. Dit is sulke groot waterleistelsels en ongelooflik indrukwekkend. Jy sien dit van ver af groot. En kan jy sien, daar word water gelei van Hierapolis en van Kolosse na Laodicea toe. Kan jy sien, Laodicea is nie naby die rivier nie. Die rede daarvoor is, daar was waarskynlik nie 'n Akropolis naby die rivier nie. En meeste stede in die antieke tyd was bietjie gelig. Dit was op 'n tipe van 'n heuwel gebou vir veiligheid. So jy het warm water van Hierapolis ondertoe gevat na Laodicea toe, en die gewone koue water van Kolosse na Laodicea toe. En dis waar die hele warm en koud ding vandaan kom. Julle is nie warm soos Hierapolis nie, maar julle is nie koud soos Kolosse nie. Dit beteken nie geestelik warm of koud nie. Die probleem is nie hulle is geestelik warm of koud nie. Die probleem is hulle is in die middel. Hulle is in 'n grys area. En ons skrywer hou nie van grys areas nie. Lou is mos in die middel van warm en koud. En die lou water, die woorde wat hy letterlik daar gebruik in die Grieks is, omdat julle lou is, braak ek julle op. En ek dink die 1953 gebruik nog daai woord. Ek braak julle op. En dis eintlik die regte vertaling. Partykeer moet ek sê, is die 53 vertaling nog steeds vir my een van die beste vertalings van die Grieks. Hy lees net bietjie moeilik, maar hy is baie goed. En dit is waar die warm en koud ding vandaan kom, en daar sien jy die pype. Dit is die pype tussen Laodicea en Kolosse. Wat jy vandag nog sien van hoe hulle die water gelei het. Nice, nee.
Kolosse toevallig is een van die antieke Nuwe Testament stede wat nog nie opgegrawe is nie. En hulle het hierdie jaar begin met opgrawings in Kolosse. So ons is baie opgewonde vir die volgende dekade of 2 om te sien wat by Kolosse ontdek gaan word, want soos julle weet, daar's 'n klomp vraagstukke in die brief aan die Kolossense wat ons nie eintlik weet wat om van te maak nie, hierdie aanbidding van engele, jy weet, en die dwaalleringe wat ons lees van in die brief. Ons hoop miskien dat van die opgrawings wat hulle by Kolosse sal doen, vir ons antwoorde kan gee. Toe ek daar was, en as jy nou nog dalk daartoe sal gaan, Kolosse is 'n boer se landgoed, en dan ploeg hy artefakte op. Jy weet, dis 'n vreeslike ding vir argeoloë, jy weet, jy sal weet Willem, jy weet jy kry 'n hartaanval as jy sulke goed sien, want dan verloor jy die herkoms, die provenance van die artefakte. En die reël in argeologie is, as jy nie weet wat die provenance of die herkoms van 'n artefak is nie, beteken dit eintlik amper niks nie, jy weet, want dit is 'n groot probleem dan. Ekskuus. So dit is die warm en koud ding. En dan sê hy ook, julle is ryk, skatryk. Nou hierdie is ons is amper klaar. Hierdie is 'n aardbewinggebied. Turkye kry aardbewings, vreeslike aardbewings. Daarom lees jy ook van aardbewings in Openbaring. Hulle lê op 'n foutlyn. En 'n aardbewing het in die 1ste eeu vir Laodicea getref en Laodicea basies vernietig. En die keiser het gekom, ons lees hierdie in die Romeinse skrywer Cicero, die keiser het gekom en gesê, ek sal julle help, ek sal vir julle geld gee, om Laodicea te herbou. Wat het die Laodicense gesê? Nee, is oké. Ons sal dit self doen. Verbeel gou vir 'n oomblik 'n aardbewing vernietig jou huis tot op die grond dat jy hom oor moet bou sonder versekering. En hier kom die burgemeester en sê ek sal betaal om jou huis te herbou. En jy sê vir ja, dis 'n fantasie. Maar die staat sê ek sal help om jou. Kom ons verbeel, kom ons droom saam. Ek gaan jou help om jou huis te herbou en jy sê nee, so ek sal dit self doen. Dit is die Laodicense. Hulle het geld gehad. Laodicea was 'n groot handelsstad geweest, baie ryk stad geweest. En die skrywer gebruik dit ironies om te sê julle dink julle is ryk, maar julle is eintlik arm. 'n Ander ding wat hy daarso sê is koop wit klere. Nou die wit klere in Openbaring laat jou dink aan reinheid, skoonheid en veral ook die doop. In die vroeë kerk is mense gedoop en hulle is kaal gedoop. Het jy dit geweet? Jy's mans en vrouens apart, jy's kaal gedoop en dan is want hoekom? Want die doopbad, hulle het nie, as ek sê doop bedoel ek onderdompel hoor, NG mense. Maar hulle het hulle onderdompel. Dis nie eens 'n vraag nie hoor, dis nie eens 'n debat meer nie. Hulle het hulle onderdompel en dan die doopbad natuurlik is beide 'n baarmoeder en 'n graf. Nee. Maar vir die Jode is water 'n plek van chaos en monsters en eintlik maar die graf. Jy dink aan Jona, jy dink aan die oerwaters van die skepingsverhaal. Hoe gaan jy by die graf in? Met niks. Hoe kom jy by die baarmoeder uit? Met niks. En dis hoe jy jou gedoop het. En as jy uitgekom het, het jy jou 'n wit kleed gegee en partykeer ook 'n stukkie kaas en olywe of iets soos dit. Hoekom kaas? Dis 'n baie interessante ding die. Want kaas in die antieke tyd is die naaste ding aan melk. Hulle sê jou melk gegee het, maar jy het nie vriesgeriewe gehad nie en hierdie is warm woestyngebied. Het jy ooit gaan kamp en melk buite gelos? Kry jy yoghurt as jy terug by die kampplek kom, nee. So hulle het jou kaas gegee en die kaas is eintlik melk, want wat gee jy vir 'n babatjie? Melk. Okay. En hulle het jou hierdie wit kleed gegee. So die wit kleed in Openbaring moet jy dink aan Christene. Om 'n Christen te word in die antieke tyd moes jy gedoop gewees het. Weer is anders vandag, in daai tyd dis hoe dit was. En so die doop, die wit klere is die doop, maar daar's ook die wit klere word ook 'n simbool van martelaarskap, veral wanneer die wit klere met bloed bevlek is. Want daar is 3 dope in die vroeë kerk gewees. Die waterdoop, ander doop?
julle is NG mense, julle sal nou weet, hierdie vuurdoop, die doop met die Heilige Gees. Ek speel, vra vir die AGS, hy sal weet. As dit die AGS was, dan het hy nie geweet van die water of die ander nie, hy sê die vuurdoop. Die vuurdoop, die doping met die Heilige Gees, en dan was daar 'n derde ene, wat hulle genoem het die doop van bloed. En dit is martelaarskap. So, jy moet dink aan hierdie wit klere. Nou, Laodicea, ek is nou klaar. Laodicea was bekend daarvoor vir hulle swart wol, van die duursaamste, beste kwaliteit, beste gehalte swart wol, het jy in Laodicea gekry, Laodicese swart wol. Wat doen Johannes? Hy gebruik daai beeld van die swart wol en sê nee man, kry wit klere. So dis weer eens daai dualisme. Want as jy Laodicea hoor en jy hoor wit klere, weet in daai tyd, as jy in daai tyd geleef het, weet jy, swart wol. En jy kan en jy hoef nie 'n genius te wees om uit te figure nie. Laodicea was bekend vir oogsalf ook gewees. So, en maar nou sê hy, ja, julle maak hierdie goeie oogsalf, maar julle is eintlik geestelik blind. Okay, so, hy gebruik, hier sien julle hoe hy hierdie goed gebruik. Nou, ten slotte, dis die 7 gemeentes, 7 historiese individuele kontekste, maar hulle verteenwoordig ook die kerk in sy diverse kontekste en toestande. En tot 'n groot mate kan jy hierdie deel van Openbaring, die 7 briewe, sien as 'n visioen. En dit is 'n visioen van die kerk op aarde. En jy lees hom in parallel met die einde van Openbaring 20 en veral Openbaring 21, met die kerk in die hemel. Ek preek Sondag aand juis oor hierdie teks in Openbaring 21 en wat dit beteken vir kerk wees. En dit is hierdie 2 beelde wat jy sien. Okay. Vrae, opmerkings, uitbarstings, klagtes. Daar's eene. Dankie prof. Opmerking en dan 'n vraag. Ek wil vir die namens die wateringenieurs wat hier is vanaand en so 'n hele klompie van hulle baie dankie te sê vir daai aquifers wat ons gesien het. Ek is seker daarvan daar gaan 'n bietjie navorsing gedoen word oor hoe uniek daai goeders werklik waar is, hoe hulle water vervoer het oor lang afstande en so aan. So baie dankie vir dit en ek is kilometers korrek en ek is seker daarvan ons sal terugrapporteer volgende week vir jou te sê, dankie vir daai pype wat jy daar gewys, daai aqueducts gewys het. Die vraag wat ek wil vra, ek wil net weet as dit 'n goeie vraag is, hoef ek nie die toets volgende week te skryf nie. Dis reg so. Maar as dit 'n swak vraag is, moet ek 'n toets skryf en 'n mondelings. Hy is 'n sucker vir punishment. Okay, dis 'n Right. deal, maar ek het die idee hy is seker van homself. Ek is baie seker. Die briewe in die Nuwe Testament is geskryf aan 'n gemeente soos Efesiërs, Korinte, en die Filippense en dies meer, en dan ook sekere briewe wat aan spesifieke persone geskryf is. Hierdie 7 briewe in Openbaring is geskryf aan die leraar van die gemeente. Dis korrek. Spesifieke rede, hoekom, doel of Ja, dis 'n uitstekende vraag. En natuurlik, dit is presies hoe die briewe in die Nuwe Testament, jy's toevallig ook reg. Jy weet, die briewe in die Nuwe Testament is geskryf aan gemeentes, maar is ook geskryf aan individue. Paulus se briewe, hy skryf aan die aan die Korintiërs byvoorbeeld, maar hy skryf ook aan spesifieke persone, selfs met Romeine. En 'n mens vind dit dikwels, jy weet, dat die gemeenskap word ook geassosieer met die leierfiguur. En die rede daarvoor is die antieke samelewing van die Nuwe Testament was wat ons noem 'n kollektivistiese samelewing, 'n groepsamelewing. Daar was nie individualisme nie. Nie soos ons ten minste individualisme vandag ken nie. So tot 'n groot mate, wanneer jy skryf vir die leier van die gemeente, is dit eintlik die manier hoe jy toegang kry tot die res in so 'n kollektivistiese samelewing. So dis 'n manier om eer toe te ken en erkenning te gee aan die hoof van daai gemeenskap, en dit gee jou toegang tot die ore van die ander. En dis presies ook wat ons in die ander briewe van die Nuwe Testament sien. Natuurlik met die uitsondering van Filemon, wat aan 'n individu presies geskryf is, maar selfs daar verwys hy na Filemon en die kerk wat in jou huis bymekaar kom. En ek dink
Kyk, Paulus het verskriklik baie briewe geskryf, nee. Hulle is net almal weg. Maar ek dink Filemon byvoorbeeld is baie meer verteenwoordigend van die meerderheid briewe wat Paulus waarskynlik geskryf het. Eenvoudig wat ons noem occasional, jy weet, baie vir 'n spesifieke issue en baie persoonlik. Meeste van Paulus se briewe wat verlore was, meeste van Paulus se briewe lyk nie soos 1 Korintiërs of Romeine nie. Meeste van die wat weg is, lyk waarskynlik soos Filemon. So dis 'n baie jy hoef nie toets te skryf nie. So great vraag. Ja, geen mondeling nodig nie. Alles is reg. Yes, hierso is 'n vraag. Ek wil nou net iets sê wat by my opgekom het. Toe ons in die suide van Italië daar aan die Middellandse See was in 'n ou gebou, het hulle gesê ons moet nie die water uit die krane in die badkamers drink nie, want die warmwatertoestel wat op die dak is, se water is groei bakterieë. Selfs al maak jy die koue kraan oop, die bakterieë is in die pyp, soos wat die water afkom in die pype. En ek sit en dink of dit nie daar nie 'n wetenskaplike verklaring kan wees, dat daai warm water, soos wat hy nader aan Laodicea kom, is hy nie meer so warm nie, en dat by bepaalde temperature groei daar nou organismes en bakterieë, en as die mense dit drink, dan kry jy 'n maagaandoening. Ja, kyk, hulle het die water anyway gedrink, warm. Hulle het daai water van Hierapolis gedrink, want hulle het geglo dit maak jou gesond. Hulle het geglo dit het mediese eienskappe. Ek dink dit gaan meer, dit is moontlik, maar ek dink net dit gaan meer oor die idee van hierdie dualisme. Warm water het 'n doel. Die warm water van Hierapolis wat jy drink, want hulle het ook geglo jy moet die water warm drink. Dit het nie net gegaan oor die minerale in die water nie. Die water moes ook warm gewees het, want die antieke mense het geglo hulle het 'n mediese beeld van die liggaam gehad wat bestaan uit vloeistowwe wat ons noem die humors, die humores. En elke vloeistof het ook gekorrespondeer aan 'n element. Bloed was hitte. So dit wat jy drink, dit het nie net gegaan oor die water en wat in die water was nie, maar die feit dat dit warm was ook belangrik. So hulle het die warm water gedrink. Dalk het hulle dit ook uitgebraak natuurlik. En die koue water natuurlik. Kyk, water oor die algemeen was nie iets wat jy eintlik in die antieke tyd gedrink het nie. Water was baie gevaarlik om te drink. Mense het wyn gedrink. Wonderlike wêreld. Maar dit is regtig so, want water was gevaarlik om te drink. En ek meen die water wat Jesus in wyn verander het, was nie drinkwater nie. Dit was die reinigingswater gewees. So water, ek lees nou kerkvader tekste waar die een kerkvader praat van 'n woestyn askeet wat so ekstreem was in sy asketisme dat hy selfs water gedrink het. So ons moenie dink water drink aan die antieke tyd, jy weet, water uit 'n stroom was een ding, maar water was nie eintlik iets wat jy sommer net wou drink nie, jy weet, hulle was bietjie bang vir dit. So ek dink daar is dalk iets daar. Ja, ek dink so. Kyk, ek dink ons moet, as daar dalk nog 'n brandende vraag is. OK. Daar's hy. Dankie. Goed, baie dankie Chris vir die tweede van 5 afleweringe. As ek kan herinner, volgende week is daar nog 'n aflewering, dan is ons 1 week af. Die eerste donderdag van November moet hy reis, en dan die tweede en derde donderdag van November kom ons weer by mekaar vir nommer 4 en 5, en ons sien reeds uit daarna. Volgende week sal ek stroom, of later kyk, want dan het ek grootvaderlike pligte in Potchefstroom, en dit vat my weg van die Bybel af. Dit is baie erg, maar baie opwindend. En ek wil vra dat ons afsluit. Kom ons sluit die oë. Ons liewe Here, baie dankie vir u woord. Baie dankie vir die manier waarop daar in die vroegste tye gepraat is oor u en gedink is oor u, en mense hulle gedagtes moes woorde gee, en dat ons daarvan die neerslag kry. Kom uit 'n ou wêreld, maar dit kom uit 'n wêreld met baie spesifieke kenmerke,
baie spesifieke maniere van praat en dink, baie spesifieke kommunikasie wat plaasvind, soveel debatte, soveel moeilikhede. Ons leef in 'n wêreld met soveel moeilikhede en soveel debatte en soveel onenigheid en soveel dinge wat ons onrustig maak. En dit verbind ons aan die mense van die antieke tyd, aan die eerste lesers van Openbaring. Ek wil vra, Here, gee ons die sekerheid daarvan, dat die toekoms oukei sal wees. Dat daar plek is vir ons, dat ons die reg het om te lewe, om te glo, en ons lewens aan U te wy. Neem ons asseblief vanaand in hierdie week in, en berei ons voor vir die volgende aflewering, maar tussenin seën Sondag se dienste, seën elke dag wat ons leef, en elke ding wat ons doen, in Jesus se naam. Amen.